Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab van Wetenskap Wen. Vandag se les gaan oor energievloei en voedingsverhoudings in ekosisteme. Ons gaan leer hoe energie deur 'n ekosisteem beweeg, wat voedselketTINGS en voedselwebbe is en hoe organismes van mekaar afhanklik is vir oorlewing. Van produsente soos plante tot toproofdiere soos valke en leeu's, elke organisme speel 'n belangrike rol in die balans van die natuur. Kom ons begin. Groenplante staan bekend as produsente omdat hulle hul eie voedsel vervaardig. Diere word verbruikers genoem omdat hulle afhanklik is van ander organismes vir voedsel. Wanneer diere direk plante eet, noem ons hulle herbivore of primêre verbruikers. Voorbeelde vir herbivore sluit in buffels, kameelperde en suikerbekkies. Baie herbivore is ook herkouers. Karnivore eet ander diere. Hulle word sekondêre of tersiêre verbruikers genoem. Daar is 3 hoofgroepe karnivore: roofdiere, aasdiere en insektivore. Roofdiere jag hulle eie prooi, byvoorbeeld luiperds, arende, slange en haie. Aasdiere eet diere wat reeds gevrek het, byvoorbeeld hyenas en aasvoëls. Insektivore eet hoofsaaklik insekte en klein ongewerveldes, byvoorbeeld verskeie voëls, muurvreters, aardwolwe en itermagos. Omnivore eet beide plante en vleis, byvoorbeeld mense, bere, bobiane en kraaie. Dan kry ons detritivore. Hulle voed op dooie materiaal en afval, byvoorbeeld oesters en krewe. Laastens kry ons ontbinders soos bakterieë en swamme. Ontbinders breek dooie plant- en diermateriaal af en stel belangrike voedingsstowwe terug in die grond, water en atmosfeer vry. Hulle speel 'n baie belangrike rol in die ekosisteem. Die posisie van 'n organisme in 'n voedselketting word 'n trofiese vlak genoem. Die son is die oorspronklike bron van energie. Plante vang hierdie energie op deur middel van fotosintese en gee dit dan aan verbruikers deur wanneer hulle geëet word. Energie vloei dus van die son na plante, na diere en uiteindelik na ontbinders. By elke trofiese vlak word energie oorgedra en verloor. Kom ons kyk na 'n eenvoudige voedselketting. Die son voorsien energie aan die plante. Die plante word geëet deur 'n sprinkaan, die sprinkaan word geëet deur 'n padda, die padda word geëet deur 'n slang en die slang word dan uiteindelik geëet deur 'n valk. Wanneer organismes soos die valk dan sterf, word hulle deur ontbinders afgebreek en voedingsstowwe keer terug na die ekosisteem. 'n Voedselweb bestaan uit baie voedselketTINGS wat met mekaar verbind is. In die natuur eet diere nie net een soort voedsel nie. Byvoorbeeld herbivore eet verskillende plante en karnivore eet verskillende diere. Dis vorm baie voedselketTINGS saam 'n voedselweb. Voedselwebbe help om die balans van 'n ekosisteem te handhaaf. Hier kan ons sien hoe verskillende organismes met mekaar verbind het. Die gras dien as produsent. Verskillende herbivore eet gras en roofdiere eet tot die herbivore. Organismes is afhanklik van mekaar vir oorlewing. As een organisme uit die voedselweb verdwyn, die hele ekosisteem beïnvloed. 'n Energiepiramide wys hoe energie van een organisme na 'n ander beweeg. Onderaan die piramide kry ons produsente soos plante. Plante vervaardig hul eie voedsel deur fotosintese en vorm die basis van die voedselketting. Bo die produsente kry ons die primêre verbruikers soos wurms of ander herbivore wat plante eet. Daarna volg die sekondêre verbruikers soos swaalkies wat kleiner organismes eet. Heel bo kry ons die tersiêre verbruikers soos valke. Hierdie diere is gewoonlik toproofdiere. Hoe hoër ons in die piramide beweeg, hoe minder energie is daar beskikbaar. Elke organisme gebruik energie vir beweging, respirasie, groei en voortplanting. Dit beteken nie al die energie word na die volgende trofiese vlak oorgedra nie. Slegs ongeveer 10% van die energie word na die volgende vlak oorgedra.
Daarom is daar minder organismes hoe hoër ons in die voedselketting beweeg. En dit bring ons aan die einde van vandag se les oor voedingsverhoudings. Ons het gekyk na voedselkettings, voedselwebbe, trofiese vlakke, energiepiramides en die verskillende tipes verbruikers. As julle die video geniet het, gee gerus 'n like, subscribe aan die kanaal en deel die video met jou vriende. Dankie dat julle saam gekyk het en ek sien julle in die volgende video.